Eksodus 20. Die volk het by Sinai berg bymekaar gekom, so deur God gelei. En God het vir hulle gesê, hulle moet hulle self voorberei, want hy gaan met hulle praat. En dan kom ons by hoofstuk 20, en hoor wat het gebeur. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Net daai eerste 3 verse. God het hierdie gebooie aangekondig, God het gepraat. Nou dink hoe moes daai belewenis gewees het. Gaan lees hoofstuk 19, sien bietjie wat 'n prentjie word geskets, en dan God wat spreek en sê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. As ons na hierdie gedeelte gaan kyk, en die res van die 10 gebooie ook, dan is dit so persoonlik wat God spreek. En ek wil hê ons moet dit heel eers besef, dit is nie hierdie boodskap wat ergens, soos NASA wat hierdie boodskappe uitstuur vir die res van die heelal om dit op te vang en te weet ons is hier op die aarde nie. Dis nie dat God dit spreek en dit waai ergens in die lug rond nie. Dit is God wat persoonlik spreek met sy volk. Dis God wat hier aan die woord is. Onthou voorheen het hy met afsonderlike persone gepraat, hy het met Abraham gepraat, hy het met Noah gepraat, hy het met Moses gepraat, en hier kom hy, en hy praat met die hele volk, en die berg het geskit, daar het vuur uit die hemel op die berg gekom, alles het gerook, dit was angswekkend, want die Israeliete hulle was so bang, hulle het gesê, Moses, jy praat vanaf met God, ons is te bang, want dit is te groot, dit is te wonderbaarlik. Maar wat sê God? Hy sê, ek is die Here, jou God. Hy gebruik 2 name vir homself. Die eerste is, ek is die Here, dit is Jahweh. Nou, Jahweh is so 'n mooi naam vir God, dit is 'n persoonlike naam, dit is nie 'n ver af God nie. Dit is nie 'n God wat daar ergens in die hemel is, en ek probeer tot hom nader nie. Toe God hom die eerste keer as Jahweh voorgestel het aan Moses, was dit in 'n ontmoeting. 'n persoonlike God, 'n getroue God, 'n God van die verbond, die soewereine God, die God wat handel soos hy wil handel. Dit is 'n ongelooflike prentjie wat ons hier moet sien. God wat handel. En hy kom na sy volk toe en hy sê, maar ek is Jahweh, ek is die Here. Maar hy stop nie dan nie, hy gaan verder, hy sê, ek is die Here, jou God. En die woord hierso vir God word Elohim genoem. El is die enkelvoud, Elohim is die meervoud, en dit beteken die God wat bo alles gestel is. Die enigste ware God. Dit is wie Elohim is. Die hoogste God. Nou dink bietjie hierdie bekendstelling van God aan homself, aan die volk van Israel. Ek is die God wat by jou is. Ek is die God wat jou hart hoor. Ek is die God wat saam met jou stap. Maar ek is ook die grootste, die almagtigste, die enigste ware God. En dit is hoe die Here homself bekendstel. Nou kan ons sê, maar dit is wat hy vir Israel gesê het. Maar dit is wat hy vir elkeen van ons kom sê. Hoe kom ek by daai punt uit? Israel was die nakomelinge van Abraham. Abraham die vader van alle gelowiges. En daardeur word ons ingesluit. Soos God met Israel gepraat het. So kom God vandag en hy praat met jou. En miskien hoor jy dit vandag vir die eerste keer, wat hy vir jou sê, ek is jou Here, ek is die God wat jou lief het, ek is die God wat by jou is, ek is die God wat my lewe vir jou gegee het, ek is die almagtige God, ek is die een wat handel soos ek wil handel, dit is wie ek is die Here, jou God.
En so spreek hy elkeen van ons aan. En so roep hy elkeen van ons op. Hy tree in ons wêreld in. En hy sê, maar ek is God. Ek is God. Maar hoekom die 10 gebooie? Hoekom hierdie, ons kan dit soos 10 reëls wat God neerlê. Dit is, as ons gaan kyk na die 10 gebooie, dit is amper 'n samevatting van die 613 gebooie wat aan Israel gegee is hierdie 10 gebooie, die samevatting van dit alles. Die eerste 4 is die verhouding met God. Dit is hoe jy teenoor God moet handel, dit is hoe jy teenoor God moet optree. As jy hoor hy praat, dan is dit hoe jy moet antwoord. Hoe jy moet reageer. En dan van 5 tot 10 is dit die verhouding wat ons het met mekaar. Vanuit 1 tot 4, hoe ek teenoor God optree. 5 tot 10, hoe ek nou moet gaan lewe teenoor my medemens, my medegelowige. Dit is die breë prentjie van die 10 gebooie, maar wat is die doel van die 10 gebooie? Daar's twee fokusareas, 2 fokuspunte. Die eerste een is deur God wat roep, God wat met ons praat, God wat sê, maar ek is die Here jou God, is daar 'n fokus op ons geloof. Want heel eerste, dit is my reaksie, dit is 'n gelowige reaksie teenoor God wat na my toe kom. As hy vanmôre vir jou sê, ek is die Here jou God, dan roep hy jou hart op. Hy sê, hoor wie ek is. En die tweede een is die fokus op ons lewe. Hoe gaan lewe ek nou nadat ek God in my lewe gekry het? Wat doen ek nou? Hoe praat ek? Hoe reageer ek teenoor ander mense? Oproep tot geloof is vertrou in God, 'n verhouding. Fokus op ons lewe, vertrou op God om vir ons te sorg, om ons te lei, om ons te rig, om by my te wees, om elke tree wat ek gee saam met my te gee, en elke keer as ek op my knieë voor hom staan en ek pleit by hom en ek smag na hom dat hy daar intree en hy antwoord my en hy's by my. 'n Fokus op geloof, 'n fokus op ons lewe, want God wys nie net homself as God wat ons moet aanbid nie. En hy sê dit vir Israel, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Daar sê hy dit, hy sê ek is God, maar ek is ook die God wat na julle omsien. Ek is die God wat julle uit Egipte uitgebring het. Julle was slawe, julle was niks werd, en ek het julle uitgebring. En hoe wonderbaarlik is daai verhaal, hoe God Israel uit Egipte uitgebring het. Met die 10 plaae, hoe hy die see oopgemaak het, dat hulle kan ontsnap uit die gevaar van die Egiptenare, en hoe hy hulle gelei het in die woestyn, tot hier by die berg. Nie alleen is ons God die God wat red nie, hy is die skepper. En daai een lied het dit so mooi gesê, as ek na die skepping kyk, oggende as ons uitgaan en jy sien hoe die son opkom, jy sien daai wonder van God se skepping. En jy besef, hy is nie net alleen die skepper nie, hy is 'n soewereine God, hy is die een wat in beheer is. Nou dink mooi, die een wat in beheer is jou hemelse Vader. Die een wat alle gesag het, alle mag het. Hy sê, kom na my toe. Hy sê, ek het jou lief. Dit is hoe kan ons dit verstaan? Hoe kan ons dit begryp? Dat God wat so groot is, nog steeds met ons kan praat. So as ons na hierdie gebeurtenis kyk, sien hierdie gebeurtenis raak, sien hierdie almagtige God, wat na sy volk toe kom. En dan besef jy, maar so kom God na my toe. Na elkeen van ons toe. Want God roep ons. God het ons geskape om hom te soek. En jy kom nie net eendag, ek het die Here nodig nie. God roep jou. Hy tree in jou lewe en hy tree in jou omstandighede en hy tree na jou toe en hy sê, maar ek is die Here jou God.
En so kan ons in 'n verhouding met hom staan. So kan ons hom leer ken. Die God wat heilig is, wat in my lewe intree, en die God wat my sorg. Maar as ek miskien vir 'n oomblik die antagonis kan speel, die een wat hierdie die moeilike vraag vra, kan dit regtig werk? As ons na die 10 gebooie gaan kyk, kan dit regtig werk? Is dit vir ons aanvaarbaar? God kom en hy sê, ek is die enigste God, jy mag my dien en my alleen, jy moet my voorskrifte nakom, jy mag my naam nie uitelik gebruik nie, jy moet die Sabbat hou, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Is dit nie net 'n God wat met hierdie lys na ons toe kom en sê, maar as jy my kind wil wees, as jy wil hê ek moet jou God wees, dan is dit hierdie reëls wat jy moet navolg. 'n Opsomming van die 613, daai ander is nog aanhangsel 1 tot 613. So moet ek al hierdie goed nakom, sodat ek kind van God kan wees, sodat ek kan sê, maar hy is my Here en my God. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is nie dat God sê, maar as jy dit nou nie kan doen nie, jammer vir jou, dan het ek en jy nie 'n verhouding nie. Sien mooi wat het hier gebeur met Israel, sien mooi wat het met jou gebeur, of wat gebeur op die oomblik met jou. God wat die Almagtige is, die Skepper, hy kom na die mens toe. Hy tree in die mense se leefwêreld in. God het afgekom op daai moment op die berg Sinaï. God tree in jou lewe in. En hy kom stel homself aan die mens. Onthou, hierdie is voordat Jesus gekom het. En God tree in die mense wêreld in. Hy tree hier in Israel se wêreld. Hulle het geweet van hom, want Abraham het oor hom gepraat. Moses het hulle vertel, ek het hom gesien, maar hier tree hy in hulle lewe in. En God tree so in jou lewe in. En hy sê, maar ek soek 'n verhouding met jou. Ek wil in 'n verhouding met jou staan. En ek wil hê, jy moet in 'n verhouding met my staan. Dis wat God sê. Hy sê nie, jy moet dit en dit en dit doen, as jy dit nie doen nie, sorry, jammer, dit gaan nie vir my werk nie. Nee. Hy sê, ek wil in 'n verhouding met jou staan, en ek wil hê, jy moet in 'n verhouding met my staan. En dan begin ons die 10 gebooie verstaan. Dan begin ons die samevatting van die wet verstaan. Dis nie hierdie wet, doen dit. As ek in 'n verhouding met God staan, hoe staan ek in 'n verhouding met God? So staan ek in 'n verhouding met God. As ek in 'n verhouding met God staan, dan sê ek, maar ek het hom lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand en met al my krag. As dit nie 'n verhouding is nie, as ek hom nie lief het nie, dan kan ek mos nie in 'n verhouding met hom staan nie. Maar as hy na my toe kom en sê, maar ek het jou lief, en jy sê, ja Here, ek het u lief, dan staan jy in 'n verhouding met die lewende God. En dit is wat hier gebeur. Nie God wat sê, maar as julle nie goed genoeg is, dan verwerp ek julle nie. Nee, dis ek wat in 'n verhouding met jou wil staan, en dan wil ek hê, jy moet in 'n verhouding met ander gaan staan. Heel eerste, God en ek. En dan ek en my medemens, ek en my naaste, ek en elkeen wat God oor my pad bring, ek en die gemeente, ek en sy kerk, ek en my gemeenskap. En dis wat God doen met sy openbaring aan Israel, en dis wat God doen met sy openbaring aan ons. As jy begin wonder, maar kan ek alles glo wat in die Bybel staan? Kan ek die Here aanvaar? Kan ek die Here volg? Kan ek hom dien? Dan is dit God wat met jou praat en sê, maar ek soek 'n verhouding met jou. Ek soek 'n verhouding met jou. En ek soek jou in 'n verhouding met ander gelowiges.
En so begin die prentjie vir ons duidelik raak. So wat is nou ons reaksie? Hoe moet ek reageer op die 10 gebooie? God hou aan ons 'n verhouding voor. God sê, ek is die Here, jou God, ek is die Almagtige, en ek kom na jou toe. En ek sê, ek wil jou ken, ek wil in 'n verhouding met jou staan, ek wil saam met jou wees, ek wil jou lei, ek wil jou bewaar, ek wil jy moet my aanbid, ek sal jou seën. Dis wat hy sê, en die vraag is, gaan ons hom nou najag? As ek hierdie wonderbaarlike openbaring sien, hierdie ontmoeting wat ek met God het, gaan ek hom najag? Gaan ek sê, Here, ek soek U, en ek soek U alleen. Sing mooi, God kom na ons toe. Hy stel hierdie verhouding aan ons voor. Maar dit is nie waar God stop nie. Want as dit net daar stop, en ek lees die 10 gebooie, en ek lees die 613 ander, en ek wonder, maar hoe gaan ek dit ooit kan doen? Hoe gaan ek ooit in 'n verhouding met God kan staan? Hoe gaan ek ooit my deel van die verhouding kan nakom? Ek weet, God sal syne nakom, maar hoe gaan ek my deel nakom? Ek kan nie, ek val, eerste een val ek, die tweede een val ek, die derde een val ek. En so sien ons die koms van Jesus. God openbaar homself. Ek is die Here jou God. En Jesus kom en hy sê, maar ek sterf vir jou sonde, vir jou onvermoë om hierdie wet van God na te kom. Jou onvermoë om in 'n verhouding met God te staan en te lewe soos jy wil hê, soos God wil hê jy moet lewe, daai onvermoë wat ons het, want ons het sonde, en met sonde het ek nie toeganklikheid tot God nie, so hoe gaan ek in 'n verhouding met hom staan? En Jesus kom en hy sê, maar ek sterf vir jou sonde, ek vat hy sonde weg, ek maak jou toeganklik vir God. En God kom en hy sê, ek bied aan jou hierdie verhouding. En in Jesus kan ons nou tot hom nader, kan ons in 'n verhouding met hom intree. Nie hoor, nou is ek skielik goed nie, nee, want my sondes is weg, maar ek het die gees van God gekry, en deur die gees van God kan ek nou in 'n verhouding met die lewende God leef. Dis my realiteit. Maar dit het begin met God wat gesê het, ek soek 'n verhouding met jou. En deur die geskiedenis, deur Jesus, deur die kruis, deur die leeggraaf, deur die hemelvaart, deur die uitstorting van die Heilige Gees, kan ons nou in 'n verhouding met God staan, met die almagtige God, die Skepper, hy wat soewerein is, hy wat al die mag het. Kan ek elke dag so saam met hom leef, ek en die Here. Dit is punt 1, fokus op ons geloof, maar dit is ook fokus op ons lewens. Nou, hoe gaan ek nou hierdie lewe lei? Hoe gaan ek nou lewe? Gisterand, toe was dit nog, as ons na die wêreld kyk, dis moeilike tye hierdie, dis tye van oorlog. Gisterand was dit nog Israel en Iran wat mekaar skiet, en vanoggend is dit Israel en Amerika en Iran wat mekaar skiet. Wat van 'n verdere ontwikkeling in 'n kernoorlog? Wat van die wêreldekonomie wat gaan stilstaan, want alle paaie oor die oseaan na verskillende lande word deur terroriste toegemaak, deur Iraanse proksies. Wat van 'n totale kernoorlog in hierdie wêreld? Wat doen ons daarmee? Wat doen ek met hierdie verhouding wat ek met God het? Hy het na my toe gekom en sê, maar ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die land van slawerny bevry het. Ek is die God wat vir jou gaan sorg. Waar staan ek in my verhouding met God in hierdie wêreld? En vir ons, soos ek nou in die Bybel sien, dit is die 10 gebooie, God wat intree, dis Jesus en sy kruisdood, sy opstanding, ons vergifnis, en dan die heel laaste boek is Openbaring. Openbaring wat eintlik vir ons so sterk
boodskap gee. Die boek Openbaring was bedoel as 'n vertroosting vir die vroeë kerk in 'n tyd toe dit gelyk het asof boosheid hoogtyd vier. Kan jy jouself indink? Vandag is dit nie hoe dit lyk nie. Baie mense voel vandag dieselfde oor die wêreld. Openbaring het dus baie om ons op hierdie oomblik te bied. As ons die bemoedigende boodskap daarvan kan ontvang, soos dit deur die Gees van Jesus Christus, deur die getuienis van Johannes bedoel is. God sê, ek is die Here jou God. Jesus maak dit moontlik dat ons in hierdie verhouding met God kan staan. En dan kyk ons na die wêreld vandag, dan kyk ons na ons lewens vandag, die situasie in die wêreld, my uitdagings, my probleme, my bekommernisse, en God kom en hy sê, maar ek is nog steeds die Here jou God. Omdat jy nou deur Jesus Christus in 'n verhouding met my staan, is ek die Here jou God, en kom Openbaring, en Openbaring bring vir ons 'n hoop, 'n vertroosting, dat hy sal voorsien, hy sal sorg, want hy is ons Here, want hy het na ons toe getree, en ons staan in 'n verhouding met hom, die 10 gebooie, God sê, ek is die Here jou God. Ons sê, ja Here, ek smag na hierdie verhouding met u, maar hoe kan ek dit doen? En hy stuur vir ons sy seun, en die kruis maak ons vry. En ons word nou kinders van God, in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom, en dan kyk ons na vandag, en ons weet, vandag gaan hy vir ons sorg. Vandag gaan hy na jou kyk. Hoekom? Want hy staan in 'n verhouding met jou. Hy het gesê, ek is die Here jou God. Hy sal dit altyd wees. Sy woord staan vas. Niks en niemand gaan sy woord verander nie. Ek wil vir ons afsluit met Psalm 27. Daar het ons die 10 gebooie, God wat na ons toe kom en sê, maar ek smag na verhouding met jou. Ons sing die kruis. Elke dag sing ons die kruis. En Jesus wat sê, maar ek sterf, sodat jy God kan ken, sodat jy in 'n verhouding met hom kan leef, sodat Eksodus 20 waar is in jou lewe. Ek is die Here jou God. En dan vandag, hoe leef ons? Hoe lyk ons lewens? Watter hoop het ons vir vandag? Gaan lees die hele Psalm 27 by die huis. Gaan dink bietjie daaroor. Hoor net die eerste 2 verse. Die Here is my lig en my redding. Waar kom daai woorde vandaan? Sinai gebeure, 10 gebooie, deur die kruis van Jesus Christus, ons verlossing. Ek wat sê, Here, ek staan nou in 'n verhouding met u. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Hierdie oorloë, gerugte van oorloë, wat ook al gaan gebeur, wie sal ek vrees? Want ek is in 'n verhouding met die lewende God. Hy wat sê, ek is die Here jou God. Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? Net een ding, oor wat sê vers 4, net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najag, dat ek my lewe lank mag woon in sy huis, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel, om daai verhouding met die lewende Here uit te leef. Ek weet nie of ons ooit besef die grootheid van God se handeling met ons nie. Hy wat uittree na jou toe en sê, maar ek soek jou. Ek wil saam met jou 'n lewe hê. Ek wil in 'n verhouding met jou staan. Ek is die Here jou God. En Jesus wat sê, ek gee myself, sodat julle my Vader so kan ken. Sodat julle my Vader so kan ken en so met hom kan leef. En hier sit ons vandag en nou kan ons. Want alles is in plek. Is die Here, is hy jou God? Vertrou jy hom volkome, smag jy na hom? Lewe jy saam met hom? Is hierdie 2 verse, die Here is my lig en my redding, wie sal ek vrees? Die Here is my toevlug, is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? Dis hoe ek na die lewe kyk. Here, ek smag na verhouding met u. Ek wil elke dag saam met u leef, want u is my Here.
vers 14, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here, want hy is jou Here, hy is jou God. Amen. Kom ons bid saam.